Hallo vriende en baie welkom by vandag se oordeenking. Het jy al ooit jouself gevang dat jy iets doen of sê net om ander mense tevrede te stel? Ons leef in 'n tyd van likes en sosiale media waar die goedkeuring van mense byna soos 'n geldeenheid geword het. Dit voel goed as mense van ons hou, maar vandag gaan ons kyk na die geweldige gevaar daarvan om die applous van mense belangriker te ag as die guns van God. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Johannes 12 vers 43 wat soos volg lees: Want hulle het die eer van mense meer liefgehad as die eer van God. Wanneer ons hierdie woorde histories beskou, vind ons onsself in die laaste weke van Jesus se aardse bediening. Hy het pas groot tekens gedoen, insluitende die opwekking van Lazarus uit die dood. Sommige van die Joodse leiers het besef dat Jesus die Messias is, maar daar was 'n groot probleem. Die Fariseërs het gedreig dat elkeen wat in Jesus glo, uit die sinagoge geban sou word. In die eerste eeuse Joodse wêreld was die sinagoge die middelpunt van jou hele lewe. Om daaruit verban te word, het beteken jy verloor jou hele sosiale status, jou vriende, jou besigheid en jou familie. Dit was letterlik sosiale selfmoord. Johannes skryf hieroor met vlamskerp eerlikheid. Hierdie leiers het in Christus geglo, maar hulle was bang om dit openlik te bely. Die Griekse woord wat vir eer hier gebruik word, is doxa, wat ook vertaal kan word as glorie of prys. Hulle wou eerder die prys en aanvaarding van hulle eie gemeenskap hê, as die ewige goedkeuring van die lewende God. Hulle het gekies vir die tydelike applous van mense ten koste van die ware disippelskap. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Die applous van mense is tydelik, maar die guns van God staan vas tot in alle ewigheid. Die geskiedenis wys dat mense se opinies vinnig verander. Dieselfde skare wat op Palm Sondag geskree het, Hosanna, geseën is hy wat kom, het 'n paar dae later geskree, kruisig hom. As ons waarde in mense se opinie soek, bou ons lewe op dryfsand. In Galasiërs 1 vers 10 vra Paulus 'n baie direkte vraag. Klink dit nou asof ek die guns van mense soek of die guns van God? Of probeer ek om mense tevrede te stel? As ek nog steeds mense tevrede wou stel, sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Die werklikheid is, dat jy nie twee meesters gelyk kan dien nie. Ons moet kies wie se stem die hardste in ons lewens gaan praat. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bely dat ons dikwels na mense se goedkeuring soek in plaas van U sin. Help ons om getrou te leef vanuit ons identiteit as U kinders. Gee ons die vrymoedigheid om U eer eerste te stel en ons lewens as getuies vir U waarheid te laat skyn. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.